Goeiedag almal, dit is Theo. Nou die storie van Dawid vandag is iets baie belangrik waaraan ons moet vashou. Hoop op God. Psalm 146 vers 5. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp. Wie se hoop is op die Here sy God. Hoor bietjie die psalm dit daar op Psalm 42 vers 6. Wat buig jy jou neer, o my siel? En waarom is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, want hy is die verlossing van my aangesig. Nou die woord hoop is jagal in Hebreëus, wat beteken om geduldig te wag op iets wat tot jou voordeel sal wees. Ons ken almal daai storie in 1 Samuel 30 vers 1 tot 4, toe Dawid en sy manne die derde dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in Siklag, en hulle het Siklag verslaan, dit met vuur verbrand. Hulle het die vroue en almal wat daar was gevange weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle het weggevoer en verder gegaan. En toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand, en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogter was as gevangenes weggevoer. Hele nag lank huil hulle oor hulle vrouens en kinders wat weggevoer is. Hulle is in hartseer, maar so wat ons mense maar altyd is, jy weet, ons soek mos altyd iets wat ons kan blameer vir ons probleme. Vers 6. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Hulle dink, dis Dawid se skuld. Nou hierdie was geharde manne, hulle was taai kruismanne, en hulle was ten volle in staat om hulle dreigement teen Dawid uit te voer. Ag, en jy weet wat, net soos Dawid, staar ons ook elke dag probleme in die gesig. En dit beteken nie dat God ons verlaat het, of dat ons op een of ander manier uniek belas word met iets nie. Nee, met kinders van die Here het nog altyd struikelblokke en teenstand ondervind. En solank ons in hierdie sondige, duistere wêreld leef, sal daar altyd aanvalle van die bose teen ons wees. Moet nooit toelaat dat probleme jou hoop en geloof verwoes nie. Skep eerder moed vandag, want die Here is aan jou kant, en hy kan enige vyand wat jou in die gesig staar, kan hy verslaan. Dawid het besluit om nie te vlug vir sy lewe of om sak en as op sy hoop te gaan sit en homself te bejammer nie. Hy besluit om sy hoop op God te plaas. 1 Samuel 30 vers 6. Maar Dawid het homself versterk in die Here God. Weet, daar is geen oorwinnings vir die wat te lui is om iets te doen nie, of die wat vreesbevange in mekaar krimp nie. Moenie 'n slagoffer word van dit wat met jou gebeur nie. Hoop altyd op die Here, want daarin lê die verlossing. Vol hoop en verwagting begin Dawid met die Here praat in vers 8, en Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek dit inhaal? Kan jy sien? Hy praat oor dit wat hy gaan doen om hierdie probleem op te los. En luister net hoe reageer die Here hierop. En die Here sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en jy sal sekerlik uitred. Moet nooit toelaat dat probleme jou oorwin nie. Staan eerder op en staan vas teen die aanvalle van die bose. Ons word ook soms moedeloos want 'n probleem ons pad langs kom, maar die verskil is hoe reageer ons. Maak nie saak wat ander sê of doen nie. Die Here God is altyd gereed om jou te help, wat ook al jou probleme mag wees. Die Here se reaksie op Dawid se hoopvolle gebed was, agtervolg, gaan haal hulle in, verslaan hulle en red uit. En ek is oortuig dat wat die Here ook vandag vir jou sê, agtervolg, haal in en verslaan, red uit. Ek wil hierdie oordenking afsluit met Psalm 42 vers 6. Wat buig jy jou neer, o my siel? En waarom is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig.